Tracy probeer haar lewe na haar egskeiding bymekaar hou. Talia se geheime dreig om oopgevlek te word. En Johan kry 'n onverwagse boodskap uit sy verlede. En as dit ook nie genoeg drama is nie, wag daar ook 'n dissiplinêre verhoor, 'n dokter wat dalk wil bedank en 'n groot botsing oor die behandeling van 'n pasiënt. So, wie se lewe gaan hierdie week die meeste uitmekaar val? Kom ons kyk wat wag by Binnelanders van 10 tot 14 Augustus. Kom ons begin met Tracy, want dit lyk asof sy hierdie week deur nogal 'n emosionele rollercoaster gaan. Tracy se persoonlike lewe begin stadig maar seker verbeter, alhoewel daar nog heelwat uitdagings by die werk is. Ek moet sê dat ek ook nie baie happy sou gewees het as iemand my plek sommer net begin oorvat sonder om dit met my te bespreek nie. Ek dink Louis kan dit 'n bietjie beter benader. Stem jy saam met hoe Louis dinge doen by Tonic? Laat weet my gerus in die kommentaar of jy saamstem of nie. Tracy sukkel om die egskeiding dokumente te teken. Teen Donderdag sukkel Tracy met die realiteit van haar egskeiding. Tracy ontvang 'n nare verrassing wat haar onkant betrap. Ek wonder, wat kan dit wees? Teen die einde van die week begin Tracy soos 'n nuwe mens voel. Dan is daar Talia. En as jy my vra, gaan Talia hierdie week nogal baie probleme vir haarself skep. Sy kan dit eenvoudig net nie help om by ander mense se sake betrokke te raak nie. Sy goed bewaarde geheim aan Pietro te onthul. Dit is seker dat Talia iets vir Dewald voel. Persoonlik weet ek nie of Talia en Dewald pas nie, maar dis seker net ek. Talia is boonop totaal ontnigter deur alles wat onlangs gebeur het en besluit om 'n vriend vir haar probleme te blameer. Ek wonder of sy Bonnie of Pietro gaan blameer. Pietro kan dalk vir Dewald gesê het hoe Talia oor hom voel. Ons sal maar moet wag en sien. Dis hoekom teen Donderdag dinge tussen Talia en Dewald ook uiters ongemaklik raak. So gaan Talia se geheim uiteindelik haar grootste probleem wees. Johan kry hierdie week ook geen maklike rit nie. Ella kom na hom toe met 'n versoek wat amper onmoontlik is. En iets sê vir my, dit het heel waarskynlik te doen met die dissiplinêre saak wat voorlê en oor hierdie hele wondinfeksie storie. Maar ek hoop sy kry haar dag. Sy het verkeerd opgetree, so ons sal maar moet sien hoe dit gaan uitwerk. Maar dit is nie die enigste moeilike besluit wat Johan moet neem nie. Hy moet ook besluit neem oor die uitkoms van 'n dissiplinêre verhoor. Gaan hy nog steeds in Ella se goeie boekies wees, of gaan hy haar beskerm? Ons weet daai ene, nê. En dan, asof dit alles nie genoeg is nie, kry hy teen die einde van die week onverwags nuus van iemand uit sy verlede. Nou moet ons natuurlik vra, wie is hierdie persoon? Kan dit dalk Katrein wees, of dalk sy vrou? Johan het seker so baie vyande, enige een kan uit die bloute uit opdaag. En hoekom kontak hulle Johan juis nou? Ek dink hierdie een kan dalk 'n hele nuwe storielyn oopmaak. En dan is daar Ella en Dewald, wat hierdie week behoorlik koppe gaan stamp. Die twee verskil oor die behandeling van 'n pasiënt, en dit lyk nie asof een van hulle sommer bereid is om terug te staan nie. Maar met al die ander spanning wat reeds by Binneland aan die gang is, kan hierdie konflik dalk groter word as net 'n professionele meningsverskil. En Dewald het natuurlik reeds genoeg spanning rondom hom met die situasie met Talia. So, tussen werk, pasiënte en persoonlike konflik, hoe lank voordat iemand se geduld uiteindelik opraak? Wag, want daar is nog een groot vraag wat hierdie week hang. Nog 'n Binneland dokter oorweeg dit om te bedank. En met alles wat reeds by Binneland Kliniek aan die gang is dit nogal 'n groot ontwikkeling. Wie oorweeg dit om die kliniek te verlaat? En wat het gebeur om hulle tot op hierdie punt te bring? Dit lyk asof daar hierdie week baie meer onder die oppervlak aangaan as wat ons aanvanklik besef. So hierdie week het ons Tracy wat probeer aanbeweeg, Talia se geheim wat uitgelap word en Johan wat 'n moeilike besluit moet neem.
En dan is daar nog 'n dokter wat dalk die deur van Binneland Kliniek agter hom of haar kan toetrek. En natuurlik wil ek weet, wie dink julle gaan Johan uit sy verlede uit kontak? En wie is die dokter wat dalk miskien Binneland gaan verlaat? Laat weet my gerus in die kommentaar hieronder. As jy op hoogte van bly van alles wat volgende by Binneland Kliniek gebeur, maak seker jy subscribe en skakel sommer daai kennisgewing klokkie aan. Soos altyd, hou die blinkkant bo en ek sien jou weer in die volgende video.